Ons skriflesing is Jakobus hoofstuk 3, Jakobus die 3de hoofstuk. Vers 1 sê, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan, want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons het stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur hewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Broeders en susters, hierdie 6de vers wat ons gelees het, sowel as die 8ste vers, bring iets vir ons na vore. En dit is as ons dink aan vers 6, wat sê dat die tong uit die hel uit aangesteek word, saam met vers 8, wat sê dat die tong nie getem kan word nie, is die vraag, watter soort monster is die tong, wat uit die hel uit aangesteek word, wat nie getem kan word nie. Wilde diere kan getem word, mak gemaak word, maar die tong is 'n monster in ons mond, wat ontembaar is. Daarom, na aanleiding van hierdie 6ste en 8ste vers, wil ek vanaand met u praat oor die monster in jou mond. Vers 5 wat ons gelees het, sê dat die tong iets klein is. Ja, dit is so klein dat vers 3 dit juis vergelyk met 'n stang in 'n perd se bek. En soos hierdie stang in 'n groot, magtige, gespierde perd se bek geplaas word om hierdie perd te stuur om gehoorsaam te wees aan sy ruiter, so is daar 'n tong wat klein is, maar beroem hom op groot dinge. 'n Tong wat so klein, 'n hidrostatiese spier in ons mond, wat 'n mens se hele lewenswandel beïnvloed. Soos vers 4 ons dan ook leer, soos 'n klein roer aan 'n groot skip wat deur winde heen gedrywe en voortgedryf word hy bestuur deur 'n tong. Daarom, as ons dink aan hierdie klein spier in 'n mens se mond wat so 'n groot invloed het, dan blyk dit hier uit vers 6 en vers 8, dat dit 'n monster is. 'n Monster wat lewens kan verwoes en die hele liggaam beïnvloed.
Jy sien, uiteindelik het ons hier gelees in vers 2 dat ons almal struikel dikwels en iemand wat sy tong beheer 'n volmaakte mens is. En daarom, na aanleiding van dit, sê dit vir my dat die tong is 'n maatstaf van jou geestelike lewe. As die tong beheer word, dan wys dit op geestelike groei. As die tong in toom gehou word, dan wys dit op iemand wat in sy geestelike lewe vooruitgaan. Want 'n volmaakte mens is iemand wat sy tong kan beheer. U sien, sy geestelike lewe word nou direk gekoppel aan die gebruik of die misbruik van sy tong. Lewe jy naby of ver van God af? Wel, kyk na jou tong. Het jy 'n intieme verhouding met God? Wel, kyk waaroor jy praat. Is jou geestelike lewe gesond? Wel, kyk hoe jy praat. Waar staan jy in hierdie oomblik in jou verhouding met God? Kyk na die woorde wat jou mond uiter, wat geformuleer word in jou tong en uiteindelik of deur jou tong en oor jou lippe rol. Jy sien, uiteindelik is 'n mens se tong 'n verklapper van jou hart se kondisie. Ons lees in Rigters hoofstuk 12 van Gilead wat die Efraimiete by die Jordaandruwe afgesny het. En daar by die Jordaandruwe het Gilead die Efraimiete gevra, sê 'n bietjie shibolet, en as hulle nie gelet het op hulle spraak nie, dan is hulle daar by die Jordaandruwe doodgemaak. U sien, hulle spraak het hulle ware identiteit verklap, dat hulle van Efraim is, en so verklap 'n mens se tong jou ware geestelike heil en jou geestelike lewe. Jakobus 1 vers 26 sê, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is te vergeefs. Jy sien, uiteindelik speel die tong so 'n kardinale rol dat ek is eintlik verbaas oor die min prioriteit wat die tong dikwels kry wanneer ons uit die Bybel uit met mekaar rondom die woord verkeer. So groot invloed. En daarom is die doel van hierdie boodskap by hierdie geleentheid om ons daarop te wys dat die tong, die monster agter sy tralies moet bly en ingehou moet word, toegesluit word agter jou tande. Want daar is 'n monster in 'n mens se mond. En as jy dit nie gaan doen nie, as jy hom nie hier agter jou tande gaan toesluit nie, dan gaan jou eie lewensgeluk verongeluk word. Ja, het u geweet dat die Bybel konnekteer jou lewensgeluk aan jou tong? Ons lees in 1 Petrus 3 vers 10, want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. As jy jou lewe liefhet en goeie dae wil sien, of soos hulle in die kinderstorie sê, vir 'n happily ever after, dan moet jy jou tong bewaar vir wat verkeerd is, want jou tong kan jou in die ongeluk stort. Jou tong maak dat jy vir jouself probleme op die hals jaag, wanneer jy uiteindelik eerder jou tong agter sy tralies moes toesluit en jy vrye teels aan jou tong gegee het, het dit uiteindelik vir jou net elende op die hals gejaag. As jy hierdie monster in jou mond vrye teels gee, dan bring dit vir jou elende en skade. Ons wil in die eerste plek net kyk na waar kry hierdie monster in jou mond sy kos? Wie voer hom? Wie gee hom kos dat hy kan groot en sterk word? Wie dryf hom aan? Wie blaas hom aan? Wat is die fontein waaruit die monster in 'n mens se mond put? Wel, die voedingsaar van die monster in 'n mens se mond word gevoed, soos ons lees in vers 11 en vers 12.
'n fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Jy sien, daar is 'n bron waaruit 'n monster gevoer word om juis verwoesting te saai. Soos ons hier gelees het, 'n vyeboom lewer vye op en 'n wingerdstok lewer druiwe op. Daar is 'n bron wat 'n monster voer en dit is uiteindelik die hart van die mens. Dis uit die hart van die mens dat die monster gevoer en aangedryf word. Matteus 15 vers 19, want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuies, lastertaal. Romeine 3 vers 13 en 14. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Dis natuurlik 'n aanhaling uit Psalm 5 vers 10. Maar let op wat hierdie teks vir ons sê in vers 13 van Romeine 3. Hulle keel is 'n oop graf. Jy sien, daar's 'n vervoerkanaal hier van jou hart na jou tong toe. 'n Oop graf waar die dood en die stank uitkom, by 'n mens se mond uitborrel. Die dood wat in 'n mens se hart is, dit loop oor na jou tong toe. Dit voer jou tong. 'n Oop graf waar die verrotting binne is, die dood, die wurm, dit borrel maar net uit, 'n onrein hart uit. Dit waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Die bron is 'n besoedelde, vuil hart. Nee, die bron en voedingsaar van 'n monster in 'n mens se mond is nie jou omstandighede nie. Ag dominee, jy verstaan nie my omstandighede nie. Die bittere spanning wat ek het, my omstandighede waarin ek is, dit maak dit vir my moeilik. Dit maak dat my tong losraak, dat ek praat, want my omstandighede is moeilik. Ja, omstandighede mag dalk die sneller wees, maar die swart kruit lê in die hart. Dit wat vuil is, dit kom maar net uit. Wanneer moeilike omstandighede oor my lewe kom, wanneer 'n mens vloek, dan vloek hy nie omdat hy sy toon teen die eetkamer se stoel gestamp het nie. Hy vloek omdat hy iemand is wat vloek as hy seer kry. Jy sien, die omstandighede is dalk net die sneller, maar dit is alreeds in die hart wat maar net uitkom. Die omstandighede het nie gemaak dat jy 'n leuen vertel het nie. Dis jou hart wat alreeds vuil is, wat maar nou net in die omstandighede vennootskap vind om uit te bring wat alreeds in 'n mens se hart is. Dis ook nie ander mense wat jou tong voer nie. Dis nie ander mense wat maak dat jy jou tong gebruik soos 'n skerp of soos 'n sweepslag op mense se rug val nie. Dis nie hulle wat maak dat jy kwaad praat en jouself nie kan beheer nie. Dis jou hart. Jy sien, omstandighede en ander mense skud dalk bietjie jou boot. Mag so wees. Maar het jy al gesien wanneer daar 'n emmer vol water is, wat dalk nou verlede week grond ingehaat het wat vuil is, daardie vuilheid sak so na onder toe. Dit gaan lê daar onder. En nou as daai emmer geskit word, dan dryf al daardie vuiligheid weer na boontoe. En dis wat dikwels met mense gebeur. Hulle praat kwaad of hulle vloek of hulle skel of hulle laster en gebruik vuil woorde of lelike taal. 'n Monster word losgelaat en dis nie omdat ander mense nou hulle hok geskit het nie, dis omdat die vuilheid alreeds in hulle hart is. Dis 'n barometer van jou geestelike lewe voor God. Jou tong wys wat in jou hart aangaan. Dis die barometer. Dit meet die temperatuur. Die temperatuurmeter maak nie dat dit warm is nie. Dis die hitte wat maak dat die temperatuurmeter hoog is. Die temperatuurmeter wys bloot hoe warm dit is.
Jou tong is net die barometer van wat in jou hart alreeds is. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die monster verwoes en spoeg dodelike gif, omdat daar 'n donker, ongereinigde hart is wat hom voer. Jakobus 4 vers 8, nader tot God, en hy sal tot julle nader, reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. U sien, daarom dat ons na God toe moet kom, dat hy ons harte moet reinig, dat hy ons harte moet skoonmaak, dat ons gewas moet word deur die kosbare bloed van die lam, want wat ons sê is maar net gevoer deur ons hart. Daarom dat ons die woord in ons hart moet bære, dat ons teen God nie sal sondig nie, soos Psalm 119 vers 11 sê. Daarom dat ons voortdurend gereinig moet word, na die lig toe kom, sodat ons skoon gewas kan word, dat die lig van God in ons lewe kan inskyn, om te wys wat nog in ons hart is, want ons hart voer ons tong. Maar kom ons kyk tweedens na die kenmerke van hierdie monster. Vers 5 sê, hierdie monster beroep hom op groot dinge. Die tong is 'n groot prater. Hy is 'n bragger. Hy hou van sy prestasies. Hy wil die skip in die perd dryf, sodat almal daarvan kan weet en moet hoor. Dit gaan net oor hom en sy vermoëns, en die tong is 'n groot prater. Hy beroem hom op groot dinge. Die tong hou daarvan om die pap 'n bietjie dik aan te maak. En uiteindelik, groot te praat, te oordryf, dis simptome van hierdie hart, wat nie reg is nie. Vers 6 sê, die tong is ook 'n vuur wat uit die hel uit aangesteek is, wat 'n groot hoop hout aan die brand steek. Die vuur wys ons op seermaak. Jy verbrand, jy kry seer. Die tong hou van skinder. As mos die gesegde, ek skinder nie, ek praat net die waarheid. My broeders en susters, skinder word nie gedefinieer of dit waar of vals is nie. As dit dalk nou nog vals is, dan is dit nou net nog 'n leuen by die skinder. U sien of dit nou die waarheid is of nie. Skinder is wanneer jy enige iemand in 'n swak lig agter hulle rug stel, om hulle op een of ander manier af te breek of te benadeel, of uiteindelik die tong te gebruik om hulle te vertrap, om hulle negatief te beïnvloed, in 'n swak lig te stel. Dan is daar nou natuurlik die ander gesegde, ek skinder nie, ek sal dit voor hulle ook sê. Maar dit verklap al reeds jou hart, want net die feit dat jy sê, ek sal dit voor hulle ook sê, sê jy eintlik, hulle is nie by jou en in jou teenwoordigheid nie. En dit sê vir my, jy het dit nog nie voor hulle gesê nie. Jy sien, die broederlike pad is nog nie gevolg nie. Matteus 18, as jy jou broeder sien sondig, of as jou broeder iets teen jou het, moenie dan hardloop na iemand anders en ja, ek sal dit voor hulle ook sê nie. Jy was veronderstel om dit in die eerste plek voor hulle te sê. Met hulle te praat, in liefde, in sagmoedigheid te reageer oor iets wat hulle dalk gedoen het wat nie reg is nie. Maar die tong hou van kwaad praat. Hou van sleg sê. Maar hoekom skinder mense? Want hulle kry lekker in ander se mislukkings en ander se sonde. Hulle vind plesier. Kom ons sê hulle deel in die plesier van die duiwel. Deur as ander seer kry, dis vir hulle lekker. As iemand seer kry, daarom verlekker hulle self daarin om te praat oor ander, om die kinderstorie te versprei soos 'n veld brand, en dan die ongeluk van ander mense te beleef. Dis die hart van die duiwel, wat nie in ons as kinders van die Here behoort te wees nie. Dat hy homself daarin kan verlekker, is sy saak, maar ons as kinders van die Here kan nie daarin deel nie. Daar is 6 dinge wat vir die Here, of daar 6 dinge wat God haat, en die 7de is vir hom 'n gruwel, en dit is kwaad praat. Vers 8 sê vir ons,
Hy beroem hom nie net op groot dinge, of dat hy 'n vuur is nie. Die teks sê vir ons in vers 8, hy's 'n onbedwingbare kwaad. Hy hou van kritiek lewer. Hy hou van al die negatiewe elemente uit te lig. As hy net kan dood uitborrel oor ander mense, dan is hierdie monster in die hemel. Of moet ek sê in die hel. As hy net kan uitborrel en kwaad, onbedwingbare kwaad kan uitvoer, dan is hy heel gelukkig. En hy laat nie gras onder sy voete groei nie. Hierdie monster kan nie wag nie, kan nie die geleentheid kry om uiteindelik sleg te sê nie. Dis te kort, dis te lank, dis te stadig, dis te jonk, dis te oud, dis te hard, dis te sag. Al ewig besig met kritiek en kwaadstoker, soos iemand wat 'n vuur aanblaas en aanjaag, soos 'n monster in 'n mens se mond wat altyd kritiek het, sien altyd die negatiewe, sien altyd die slegte, probeer altyd sê wat verkeerd is. Jy kry mos soos die mense nou op die paviljoen sit. Kyk, hulle weet presies hoe die rugbywedstryd geblaas moet word. Hulle almal moes eintlik skeieregters gewees het. Maar hulle is nie daar op die veld nie. En so gebeur dit dikwels in 'n gemeente, dat die mense wat nog iets doen, hulle word altyd pak gegee. Hulle word altyd gekritiseer. Maar die wat niks doen nie, hulle tonge is los om kwaad te stook. En dis hoekom vers 8 ook sê, die tong is vol dodelike gif. Dodelike gif, my broeders en susters, is net wat die woord sê. Dit maak dood, soos addergif onder hulle tonge, het ons nou gelees. Gif wat deur week in 'n liggaam intrek. 'n Tong vol dodelike gif wat afbreek en vernietig. Ja, 'n tong hou van vloek en vuil praat. Jy sien, want as hulle nou kan vloek en vuil praat, dan gee dit hulle die nodige krag. Dit maak dat hulle kan intimideer. Dit maak dat hulle kan dreig om so 'n bietjie oomf en so 'n bietjie krag agter hulle woorde te gee. Hulle woorde in sigself is nie genoeg om uiting en uitdrukking te gee vir dit wat hulle wil sê nie. Daarom voeg hulle daarby kragwoorde om uitdrukking te gee sodat hulle beter oor hulle self kan voel en 'n soort sin van mag kan kry oor ander mense. Dis hoekom vloekwoorde gebruik word. Efesiërs 4 vers 29 sê, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. Behalwe as iemand my kwaad maak, nee dominee. Behalwe as hulle my verkeerd opvryf, nee. Behalwe as ek in 'n oomblik van swakheid nou maar skiet soos 'n haalgeweer. Nee, maar laat 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En moenie met daai ding kom van, maar wie het nou in elk geval besluit wat is 'n vloekwoord en wat is nie 'n vloekwoord nie. Jy weet wat is vloekwoorde en wat is nie vloekwoorde nie. 'n Woord wat jy gebruik om krag agter jou woorde te gee, of dit dan nou nie gestempel is as 'n vloekwoord nie, en jy gebruik dit om krag daaraan toe te voeg, dan weet jy gebruik dit om te vloek, of te vervloek, of af te breek, of te beledig. Hy hou van vloek en vuil praat, hy hou van vuil grappe vertel, hy hou van leuns. 'n Mens moet waak, want bedrieglik is die hart bo alle dinge. En so bedrieg mense se harte hulle self dikwels om te dink, wel, ag, hulle gaan nou net 'n leentjie vertel for the greater good. Gaan hulle nou maar 'n wit leentjie vertel, om nou nie skade te maak nie. My broeders en susters, daar bestaan nie iets soos 'n wit leentjie nie. Elke leuen is duister, donker en swart en uit die hel uit aangesteek en kom van die vader van die leuen af, soos Johannes 8 vers 44 sê, kom van die
duiwel af. Dis waar leuns vandaan kom. Ons hou daarvan om sekere sondes te kategoriseer en hierdie is gruwelike sonde, hierdie is groot sonde, hierdie is grobbelike sonde. Luister my broeders en susters, Johannes 8 vers 44 sê, leuns is 'n kenmerk van die duiwel. Dis 'n duiwelse ding wat mense doen. Hoekom vertel hulle leuns? Weereens om hulle self te beskerm, om die self nie in die moeilikheid te kry nie. Vertel hulle leuns gewoonlik om hulle self in 'n beter lig te stel. Leuns is gevaarlik, is duiwels. God is waarheid. Hy is lig. Die duiwel is leuen en duisternis. Die vraag is, wanneer ek doen wat verkeerd is en die waarheid dalk net 'n bietjie verdraai, dan is dit 'n volle leuen. Rotte gif is 99,9% goeie kos. Dis net daai klein persentasie wat dodelike gif is. Dis net die bietjie verdraai. Uiteindelik die monster se kenmerke is, dit is 'n monster wat hom op groot dinge beroem. Wat vuur is, wat brand, wat seermaak, 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Maar dan sê die teks vir ons nie net sy kenmerke nie, maar die teks sê vir ons ook van sy verwoesting. Kyk, hoe groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand, sê vers 5. Vers 6 sê dit besmet die hele liggaam. Vers 6 sê dit steek die hele lewensloop aan die brand. Dit is vuur wat seermaak en verwoes. Dink vir 'n oomblik daaraan as daar 'n veldbrand versprei en al die ou diertjies en die hasies en die skilpaadjies en al die diertjies van die veld en die grasse verbrand. Die Bybel vergelyk 'n mens se tong met 'n dodelike vuur wat versprei en verwoesting bring, dat dit swart afbrand. Dink vir 'n oomblik aan die gevolge, die verwoesting van hierdie monster. Dit laat emosionele letsels op mense se lewens na. Spreuke 12 vers 18 sê, daar is een wat onverskillige woorde uitspreek soos swaard steke. Maar die tong van 'n wyse is genesing. Dink terug aan jou jonger dae vir 'n oomblik. U sien wat gebeur as jy jou toon teen die hoek van die tafel of van 'n stoel stamp, of jy kry 'n blou kol hier op die been. Oor 'n maand het jy vergeet daarvan en is lankal reg. Maar dink vir 'n oomblik terug aan jou verlede, van letsels wat op jou gelaat is, van sweepslae wat op jou rug geval het, van mense se woorde wat verwoesting gebring het. Daardie letsels sit nou nog dalk in mense se lewens. Die wonde wat in jou lewe, in jou hart in oopgekloof is, as gevolg van die skerp woorde wat mense vir jou gesê het. Vir jare sukkel mense met 'n minderwaardigheidskompleks of sielkundige agterstande as gevolg van die harde woorde wat geval het op hulle lewens. En hulle sit met 'n stryd. Daar is soms niks wat so seer maak soos iemand wat terloops vir jou iets wil sê, of terloops hulle opinie wil lig nie, en uiteindelik kan dit seer maak. Dink aan kwaai vriendskappe, woorde wat gesê is wat eerder kon gebly het, wat eerder agter jou tande toegesluit kon word, wat verwoesting gebring het, familietwis en stryd en tweedrag, en die letsel sit daar. Daar sit mense in die kerk wat nou nog dink aan wat hulle pa vir hulle gesê het, of hulle ma vir hulle gesê het, of 'n broer vir hulle toegesnou het, woorde wat seer gemaak het. Letsels van woorde. Daarom moet ons bid, soos Psalm 141 vers 3 sê, Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Dat ek nie iemand sal wees wat daardie woorde uiter om ander af te breek nie. Spreuke 10 vers 19 sê, by veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie, maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. Ag, doen nie. Die tong is daarom nou nie so erg nie.
Spreuke 18 vers 21 sê dood en lewe is in die mag van die tong. En die ware verklaring van hierdie teks beteken dat jy met jou woorde mense kan ruïneer. Of jy kan met jou woorde mense afbreek of opbou, in hulle inmessel en eerder opbouwerk doen as om afbreekwerk te doen en die muur wat in hulle lewe is te kom omskop deur jou woorde. Die teks sê vir ons dit besmet. Dis uiteindelik 'n verwoester, maar dit besmet. Spreuke 13 vers 3 sê, wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe, wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang. Spreuke 17 vers 27 sê, wie sy woorde inhou, besit kennis, en hy wat kalm is van gees, is 'n man van verstand. Jy weet, ons sê mos baie keer, daai man of vrou het 'n sterk persoonlikheid, want hulle is ekstroverte. Hulle dikwels 'n swak persoonlikheid, want hulle weet nie om hulle self te beheer nie. Dis dikwels iemand wat stil is, wat kalm is, wat weet om homself te beheer of haarself te beheer, wat 'n sterk persoonlikheid het, wat ook wil praat. Dis nie asof hulle nie wil praat as hulle hoor wat ander mense sê. Dis nie asof hulle ook kan hulle kan ook reageer. Jy sien maar hulle beheer hulle self, want die vrug van die Gees is selfbeheersing. Spreuke 21 vers 23 sê, hy wat sy mond en sy tong bewaar, bewaar sy siel van benoudhede. Jy sien, om jou tong agter jou lippe, agter jou tande te bære, is uiteindelik wanneer die Here in jou lewe begin werk en hier in jou hart reiniging kan begin plaasvind, dat jy selfbeheersing as 'n vrug van die Gees kan begin toepas. Maar solank as wat jou tong vrye teels het, verklap dit jou hart. En die verwoesting word net groter en groter. Hoeveel mense is daar wat nie al in kerke seer gekry het nie? Wat nie meer op kerkrade wil dien nie as gevolg van wat mense gesê het. CVV bestuurslede wat net sê ek het nou genoeg gehad van die lotte. Ek het nie hierdie dinge in my lewe nodig nie, van wat mense sê. Tonge wat aan die brand is, wat vure aan die brand steek. Mense wat moeg en moedeloos is vir die opinies van ander mense. Ons as kinders van die Here moenie die aanleiding vir struikeling in ander wees nie. Natuurlik is dit so. Ons moenie so sensitief wees en dat elke woord ons nou so beïnvloed dat die appelkar omgegooi word nie. Natuurlik, maar die vraag is nie nou die vraag nie. Die vraag is, wat doen ek aan ander mense? Dit is die vraag. En daarom sê Kolossense 4 vers 6, laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. My broeders en susters, daar is 'n monster in ons mond, wat gegee die regte situasie absolute verwoesting kan aanrig. Maar ons as kinders van die Here moet heling eerder vir mense bring. Die woord van die evangelie behoort eerder op ons lippe te wees, as verwoesting en dodelike gif. Daarom is dit absoluut noodsaaklik as jy vandag na die barometer van jou hart kyk en jy neem jou tong in ag, is die vraag, is jou hart gereinig of nie? Vra die vraag. Jy sien, dis een ding om te sê ek lewe geesvervuld, met dieselfde tong te sê ek leef geesvervuld, maar met dieselfde tong later net bewyse te lewer dat dit nie so is nie. Jy sien, dis die boodskap van hartreiniging wat ons uiteindelik nodig het. Want die hoofsaak van alles is dat ons tong moet bewaar van wat verkeerd is. Hy verklap jou hart. Kyk na jou tong om te weet wat in jou hart is. Wil jy nie vanaand na die Here toe kom en vir die Here sê, Here, ek kom agter, hier is fout in my hart. Die fout lê nie by jou tong nie. Jou tong word maar net gevoer deur 'n hart. Hy doen maar net wat die hart vir hom sê om te doen. Wil jy nie vanaand die Here vertrou, Here, kom reinig my hart, dat my woorde heling kan wees, dat my woorde sout kan wees, dat dit lewe kan gee vir die wat dit hoor,
Dat ek nie deel is van die wat afbreek en kritiseer en beledig en vertrap nie. Maar Here, kom maak my hart skoon, dat ek rein voor U kan staan. Dat ons woorde sal wees, soos God dit sou spreek wat Petrus sê. Woorde sal wees wat heel maak, genees en opbou. Dat ons woorde nie soos die wêreldse woorde sal wees nie. Ons sê maar dieselfde goed as hulle, ons praat maar dieselfde goed as hulle, maar dat die wêreld kan sien ons is anders, deur dit wat hulle van ons hoor, die woorde wat ons uiter. Mag die Here ons help, en mag U vanaand sê, Here, reinig my hart. Amen. Ontferm U God, ontferm U tog oor my. Ontsluit die bron van U barmhartighede. Versy die smet wat lief aan al my lede. En maak my siel van sonde skuld weer vry. Was my